Lukas 19. Terwyl ons so die Bybel lees, moet ons onthou dat daar ander ook is wat hierna luister, so kom ons verenig in die geloof in die woord van God en ons luister met gesag en eerbied na sy heilige woord. Lukas 19 vers 11. En terwyl hulle na hierdie dinge luister, vertel hy daar nog 'n gelykenis by, omdat hy naby Jerusalem was en hulle gedink het dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Hy het dan gesê, 'n man van hoë geboorte, dis nou verwysende na homself, het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom. Maar sy medeburgers het hom gehaat, dis die wêreld, en 'n gesandskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê hierdie man koning oor ons moet wees nie. En toe hy terugkom nadat hy koningskap ontvang het, sê hy dat daardie diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet wat elkeen met handel verdien het. En die eerste het verskyn en gesê, meneer, die pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir hom, mooi so, goeie diensknegt, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede. En die tweede kom en sê, meneer, die pond het 5 ponde verdien. En hy sê ook vir hierdie een, en jy moet oor 5 stede wees. En 'n ander een kom en sê, meneer, hier is die pond wat ek in 'n doektoeg weggesit het, want ek was bang vir u, omdat u 'n strawwe man is. U neem weg wat u nie uitgesit het nie, en u maai waar u nie gesaai het nie. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte diensknegt. Jy het geweet dat ek 'n strawwe man is, wat wegneem wat nie uitgesit is nie, en maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het. En dan die wat daarby staan, sê hy, neem die pond van hom weg en gee dit aan hom wat die 10 ponde het. En hulle sê vir hom, meneer, hy het 10 ponde. Want ek sê vir julle, aan elkeen wat het sal gegee word, maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word ook wat hy het. Maar daardie vyande van my, wat nie wil hê dat ek koning oor hulle sou wees nie, bring hulle hier en slaan hulle voor my oë dood. En toe hy dit gesê het, gaan hy vooruit op weg na Jerusalem. Hierdie tweede laaste teks praat nou van die eindoordeel. Slaan hulle dood voor my oë. So. Nou ja, ons gaan so 'n bietjie besin oor die gesag van Jesus se soldaat. Ons is so 'n bietjie besig met 'n paar gesprekke oor die geestelike oorlogvoering. Maar anders as wat ander mense dink, moet 'n mens nou inspring en sê, so moet jy maak, so moet jy maak. 'n Soldaat moet voorberei wees om 'n soldaat te kan word. Om geveg te kan doen, moet jy voorberei wees. As ek terugdink aan ons wat in die weermag was, ek was in die lugmag op 19-jarige ouderdom, is daai seun nou gereed om opgeleid te word om 'n soldaat te word. Voor die tyd gaan dit nie werk nie. Hulle is nog te sag, nat agter die ore en so aan. Maar op 19 of 18, dan is daai ouetjie gereed om nou voorberei te word om 'n soldaat te word in Suid-Afrika daai tyd. Nou vandag is daar nie meer sulke goed nie. Maar die soldaat het ook 'n sekere profiel wat hy moet handhaaf of bereik, standaarde en so meer. En daarom praat ek vanmôre met u oor die gesag van soldate, wat 'n baie belangrike saak is. As ons kyk na die wêreld en na die heelal, daar's 2 groot kragte in die heelal. Dis God se gesag en Satan se rebellie, sy haat teen God. Dis die 2 groot magte in die ganse heelal. God se troon is gefestig op sy gesag en op sy autoriteit. Niemand kan iets daaraan doen nie. Niemand nie. God se gesag is volmaak.
en daarom kan niemand hom van sy troon afstoot nie. Sy autoriteit is daar, en sy troon is daarop gevestig. Dis die grondslag van sy troon, is sy autoriteit. Nou ja, die rebellie van Satan was 'n aanslag op God se gesag, en hy het probeer, maar hy het ver te kort geskiet. Hy kon nie regkom nie, hy sal ook nooit regkom nie. Hy het gerebelleer teen God se autoriteit. Hy wou daar wees, hy wou die gesagsposisie hê wat God het. En toe sê God, nee man, jy kan nie so stupid wil wees nie. Nou rebellie, gebore uit hoogmoed, dit is waar het vandaan kom, is die hoogste vorm van oortreding teen God wat daar kan wees. Hierdie rebellie van Satan was in hoogmoed gesetel, want hy het gevoel, ek wil nie tweede wees, of derde nie, ek wil daarbo wees, en nou gaan ek iets doen om daar te kom, en hy rebelleer uit sy hoogmoed, om daai posisie te kan bereik, probeer hy daar kom, en hy sê vir homself, ek gaan wen, maar hy het toe nie gewen nie, prys die Here, hy kan nie wen nie, teen God kan niks en niemand ooit oorwin nie. Goed, een van die grootste behoeftes in die kerk is soldate met gesag. In hierdie eeu, in hierdie tyd, hierdie laaste dae, is daar niks meer behoefte in die kerk as soldate, manne en vroue, wat die gesag het om die vyand te kan weerstaan en te verslaan nie. Hier is 'n aanhaling of 2 van Oswald Chambers. Hy sê, ons verhouding met God word bepaal deur ons benadering tot en ons aanvaarding van sy gesag of sy autoriteit. So ons verhouding met God staan in verband met ons benadering tot sy gesag. Satan se benadering tot God se gesag is, ek wil dit hê. Ons benadering moet wees, ek onderwerp my aan God se gesag, sodat hy oor my kan heers. So eer dat ons vir God kan werk, sê hy, moet ons in sy gesag kwalifiseer. So daar moet 'n opleiding wees, daar moet 'n perspektief kom, van wat is die gesag van God, en hoe moet ek dit benader, en hoe moet ek daaraan deel. Dan oorwinning is slegs beskikbaar in die gesag van Jesus. Enige oorwinning op geestelike gebied, of op fisiese gebied, van 'n kind van God, van 'n soldaat van die kruis, is slegs beskikbaar in Jesus Christus se gesag. So hy is die hoof, en onder hom is ons, en as ons gehoorsaam is aan hom, en as ons hom dien soos ons hom moet dien, en as ons onderwerp aan sy gesag, dan draai dit oor aan ons, want dan weet hy, kan ons vertrou daarmee. So in die gesag wat hy ons wil gee, is daar 'n paar dinge ingesluit, en ons moet dit ter harte neem. Wat is daar in die gesag wat Jesus aan ons wil oordra, vir ons, of vir almal? Die eerste is goddelike leiding. Mense soek leiding van die Heilige Gees. Mense soek leiding uit die woord van God, maar is baie keer 'n arrogante persoon, wat hom nie onderwerp aan God se gesag nie. Jy sal nie leiding kry nie, jy sal niks kry nie, jy sal net agteruit boer. So, goddelike leiding kom, wanneer ons aan die gesag van Christus Jesus onderwerp, en wanneer ons deel word daarvan, deur gehoorsaamheid. Dan is daar ook waarheid in die gesag van Jesus. Hy het gesê, as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Johannes 8 vers 32 sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Vry van wat? Van myself, van die wêreld, van sonde, en al die dinge, sal hy my vry maak. Waarheid is 'n deel van die gesag en autoriteit van God, want God is waarheid. Die Gees is die Gees van waarheid, en sy woord is die woord van waarheid. So daar moet waarheid wees in jou lewe, voordat jy gesag kan hê in jou lewe. Goddelike waarhede. Ook geloof, en dan is daar ook ingesluit krag. Dynamis, groot krag, maar ook 'n ander soort krag, mag, exousia, verleende krag. En dan is daar iets wonderliks ingesluit vir die kind van die Here in die gesag van God en in sy gesagstruktuur, en dit is oorwinning. Oorwinning. As 'n mens kyk na die verlede, gaan in die geskiedenis terug,
1000, 2000 jaar meer. Kyk na die Christen martelare, hulle wat in die gesag van Jesus gelewe het en gesterwe het. Daar was oorwinning vir hulle. In die leeukuil, bo op die brandstapel, waar hulle ook al bevind het, as die dood kom, en as Satan en die vyand kom, dan is daar oorwinning. Dis nie oorwinning wat ons behaal uit ons eie krag nie, dis oorwinning wat God gee. Dis net God wat die vlamme van 'n brandstapel kan blus, dat jy daar kan staan en sing. Dis net God wat die bekke van leeu's kan toestop, of hulle kan so verander, dat jy nie voel as hulle jou byt nie. Dis oorwinning. So daar's groot beloning aan die soldate van die kruis, wanneer hulle in die gesag van God optree as sy soldate. Nou, ons kyk vanmôre na 2 groepe in die kerk. Mens moet dit bekyk. 2 groepe in die kerk, ongelukkig. Dit sou wonderlik gewees dat almal oorwinnaars was en ons almal gehoorsaam was aan die gesag van Jesus. En Markus sê 1 vers 22, hulle was verslae oor sy leer, want hy het geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Die eerste groep is hulle wat in die gesag van Jesus lewe, in die kerk, praat ons nou. Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en die gesag draai oor aan sy kinders wat ook leer. Maar die tweede groep is hulle wat die pad van die skrifgeleerdes en die fariseërs loop. Hulle is in die kerk vandag. Die ander is ook in die kerk vandag, prys die Here. Hulle is besonderlik besig in die verfyning van godsdiens en in die meting van ander se lewens. Dis hierdie skrifgeleerdes en fariseërs, hulle wat hulle eie gesag in die kerk wil bewys. Ek is 'n predikant, ek is 'n ding, ek is 'n ouderling of 'n ding. Hulle is besig om hulle godsdienst te verfyn, sodat hulle gesagvol kan lyk, maar is vals. Hulle meet ander mense se lewens en vergelyk hulle daarmee en sê, ek is beter as jy, ek is nie so wat ook al van jou nie. Wat sê Paulus hiervan? Ons waag dit nie om ons in te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie. Maar omdat hulle met hulself meet en met hulle self vergelyk, is hulle onverstandig. Moenie na ander kyk en sê, ek is beter as jy, of ek is slegter as jy nie. Maak nie saak wat ek kan toe nie. Jy moet met Jesus Christus 'n verhouding hê. Jy moet met hom jou lewe deel. En as jy dit reg doen, kan jy vir ander 'n voorbeeld wees en 'n hulp wees. Dis die gesag, die 2 groepe in die kerk. Die fariseërs, wat vandag nog daar is, of hier is, en dan die ware kinders van God, die soldate, wat nie na mense kyk nie, maar na die leidsman en volëinder van die geloof, Jesus Christus. Goed, hoe lyk dit die eerste groep? Lukas 9 sê, en hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en siekes gesond te maak. En hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan en oral die evangelie verkondig en siekes gesond gemaak. Dis die mense wat Jesus in sy koninkryk wil gebruik. Hy stuur hulle uit as soldate. En alles wat hulle gaan doen, gaan na stryd en geveg wees. Maar hy sê, ek gee hulle gesag en mag om duiwels uit te dryf en om siekes gesond te maak. Dis maar net vooraf. In die ander evangelies gaan hy verder en gee nog vir hulle meer opdragte of eienskappe. En hulle het uitgegaan en dorp vir dorp gaan oral die evangelie verkondig en siekes gesond gemaak. Dit is die groep wat die kerk nodig het. Dis die groep wat Jesus Christus nodig het in sy kerk. So dis die kenmerke van 'n geesvervulde soldaat, daai dinge wat hulle doen. Maar wat is daar nog? Hy sê, hulle het gesag oor duiwels. En baie mense dink 'n mens behep met Satan en die duiwels.
Daar's baie meer duiwels. Iemand sê eendag aan 'n predikant sê, ek kry 'n duiwel agter elke bossie. Ek sê vir man, daar's 10 duiwels agter elke bossie. Jy moet nie oë oopmaak man. Daar's 10 duiwels agter elke bossie waarteer ons moet veg. Maar Christus gee ons gesag oor die duiwels. En as jy nie daai gesag gebruik nie, dan los die duiwel jou uit. Dan kalmeer hy jou. En hy sê, man, jy's okay. Gaan net so aan. Moenie optree nie, moenie opstaan nie. En die tweede is, hy gee genesing van siektes. Daar is so baie getuienisse hiervan. En mense weet nie meer hoe werk goddelike genesing nie. Die mense vat dit mis. In 'n groot mate vat hulle dit mis. Maar ons is hier om ander te genees. Nie net fisies nie, gees, siel en liggaam. En daar's baie maniere waarop ons moet bydra tot die genesing van siek mense. Ek praat nie net van fisiese siektes nie, dit sluit die hele wese van die mens in. Maar dit is wat gebeur as jy jou aan die gesag van Jesus Christus verbind. Hy sê vir jou, gaan, dryf duiwels uit, gaan maak siekes gesond, en in Markus sê, gaan wek dooies op. As dit nie in jou lewe gebeur het nie, is daar iewers ietsie fout. Goed, en toe sê Jesus, later aan, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Met ander woorde, hy gee sy gesag aan hulle oor en aan ons. En sê, die Vader het my gestuur, ek het my tyd gehad, nou gee ek het oor aan julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dis nie net die disippels nie, dis ek en jy vanmôre ook hier. Goed. So ja, dit sal altyd gepaard gaan met bloed en trane en die dood. Enige mens wat vir Jesus Christus opstaan, het stryd. En partymal kos dit jou lewe. Hy sê vir hulle in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Getuies in Grieks is martyrios, martelare. Dis verbind aan jou roeping, dis verbind aan die stryd wat daarmee gepaard gaan as jy getuie vir Jesus is. Martyrios beteken 'n martelaar. Dis 'n getuie van Jesus, 'n martelaar. Wat sê Openbaring 12 vir ons in die middel van die verdrukking? Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Hulle het tot die dood hulle lewe nie lief gehad nie. Hoekom? Want hulle het in die gesag van Jesus gelewe. En daar is nie vrees nie. Daar is nie bang vir die dood nie. Daar is net oorwinning. Maak nie saak of dit in die tronk is en of dit in die slagveld is nie. So, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. 3 dinge, en hulle tot die dood toe, hulle lewe nie lief gehad nie. Hoe lief het ons onsself tog nie in hierdie tyd nie? So verskriklik. Goed, dit is Gods manne en Gods vroue wat einduit met Jesus gaan. Hulle glo in die volledige evangelie. En in al die groot opdragte van Jesus, net 1 of 2 daarvan nie. Daar is net 1 groot opdrag van die meester nie. Matteus 28 vers 9 sê, hy gaan die wêreld in, nou sê hulle is die groot opdrag. Daar is baie groot opdragte van die Here wat die kerk nie nakom nie. En een van hulle is hierdie, wat die kerk nie doen nie. Sy beloftes vir hierdie mense is baie groot. Hy sê Matteus 18 vers 18 vir hulle wat gehoorsaam is. Alles wat julle op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Jy kan 'n duiwel bind as hy 'n ander persoon is. Ek het dit baie gedoen, baie. My kinders weet ook daarvan. In Markus 16 sê hy, en vir die wat geglo het sal die tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem,
En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Wie is hulle? Dis die soldate van die kruis. Dis die mense wat die gesag van Jesus Christus ontvang het om in sy koninkryk op te tree as sy verteenwoordigers, as sy navolgers. Hy is die hemelse generaal en hy het hier kaporale en hy het kapteins en hy het luitenante op die aarde. Na gelang van jou betrokkenheid word jy bevorder in sy gesagsorde. Ek wens dat ons meer generaals in ons kerk het. Ongelukkig weet ek nie van een nie. Is daar iets in jou lewe wat jou keer om op te tree teen die vyand? Wat is daar? Hoekom tree jy nie op teen die vyand nie? Ek weet hoekom, maar ek gaan nou nie te diep daarop ingaan nie. Die grootste probleem is vrees. Bang vir die duiwel. En dit sluit predikante en pastore en kapteins en wie ook al in. Hulle is so bang vir die duiwel dat hulle nie wil naby hom kom nie. Die tweede is onkunde. Goed, dis die eerste groep. Mense in die gesag van Jesus wat in die slagveld gaan en wat siele bearbei, wat siele wen en wat mense help en wat duiwels uitdryf en allerlei dinge doen. Die tweede groep in die moderne kerk is hulle die saamlopers en die saampraters. Ons gaan saam, ons is in dieselfde pad as die ander. Dit is hulle wat slim godsdienstpraatjies praat. Ek het daai tyd so 'n ondervinding met die Here gehad. Ek het daai tyd so wonderlik gevoel en ek so vreeslik goed gewees. En ek het so baie vir die Here gedoen. Slim godsdienstpraatjies. Waar staan jy nou? Wat het jy nou aan? Loop jy nakend rond geestelik? Of het jy 'n soldatenuniform aan? Dis wat die verskil maak. Nie wat ek kan praat en sê nie. Hulle is soos daardie diensknegt wat sy 1 pond gaan begrawe. Dis die tweede groep. Hy het 'n pond gekry. Nou ja, daar's baie van ons almal hier weet wat 'n pond is. Dis amper soos 'n rand, maar is baie meer. Hulle het daai 1 pond gekry en toe gaan begrawe. Hy steek hom weg in 'n stuk lap, seker olie ingesit en toe gaan begrawe hom. Hulle glo net dele van die woord van God wat by hulle pas. Dis die tweede groep. Hulle Bybel is so dun. Daar is sekere dele wat hulle nie lees nie. Daar is sekere dele wat hulle nie aanvaar nie. Veral die opdragte van die meester. Dis nie my Bybel eintlik nie. Hulle glo net dele van die woord wat by hulle pas. Mense, daar's baie Christene en kerkgangers wat die Bybel by hulle aanpas. Hulle pas nie by die woord van God aan nie. Nou ek wil net hier so 'n bietjie kortliks raad gee, ek sal ander dag oor praat. Hoe moet ek die woord van God lees? Jy moet nie die woord van God lees nie. Jy moet laat die woord van God jou lees. Dis die regte benadering. Die woord van God moet vir jou sê wie's jy. Die woord van God moet vir jou sê wat moet jy doen. As jy die woord van God net lees, dan beteken dit ek gaan kies wat ek wil doen. Hierdie kan ek nie vandag doen, ek sal ander doen of ek gaan dit nie doen nie. As jy regte Bybelstudie doen, dan beteken dit die woord van God bestudeer jou en hy sê vir jou wat is jy, wat moet jy doen, wat jy moet nie doen nie. Anders bepaal ek wat gaan ek vat wat ek hier lees. Maar as God jou ontleed deur die woord en hy sê vir jou, jy is 'n sondaar of jy is dit, dan is dit gesagvol. En dan verander die hele Bybel totaal. Dan bestudeer die Bybel jou. Bybelstudie is baie gevalle agterstevore. Dit moet omswaai dat ek uit die woord van God uitvind wie's ek. Wat moet ek doen? Nie net lees nie, jy gaan nergens kom nie.
Nou dis hierdie groep ook, die tweede groep wat stop net voor Efesiërs 6 vers 11. Wat sê hy? 6 vers 10 sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Goed, dit is Pinkster, ons wil krag hê. Ek gaan bid, ek wil krag hê. Maar nou sê hy in vers 11, wat sê hy? Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Daar stop hulle net voor dit. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Die kerke verkondig dit. Ons moet die wapenrusting aantrek. Ons moet sterk word in die Here. Maar hulle stop by daai een, hulle gaan nie verder om die wapenrusting aan te trek nie. Prakties, fisies nie. En dan stop het daar. Daarom sê ek, hulle stop net voor Efesiërs 6 vers 11, waar God sê, trek die volle wapenrusting van God aan, en dan gaan hy aan. Goed. Luister wat sê Jesus van hulle. Daai tweede groep. Daai ou wat sy pond gaan wegsteek het. Kyk wat sê die meester. Uit jou mond sal ek jou oordeel, jou slegte diensknegt. Jy kom met 'n getuienis na my toe, dat ek was ongehoorsaam aan u. Ek het u uitgeskakel uit my lewensprogram. Ek het u goed gaan bære, ek het my goed gedoen. Nou kom jy terug, hier is u goed, gaan aan. Dis hoe mense met Jesus maak. Daar's baie wat voor sy troon gaan staan en hierdie woorde hoor, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte diensknegt. Baie gaan dit hoor. Ek hoop nie ek gaan dit hoor nie, maar regtig nie. So, wat is hulle motivering? Dat hulle God dien, kan sês. Baie mense dien God om sekere redes, want hulle wil nie hel toe gaan nie. Daarom dien hulle hom uit vrees. Ek is so bang ek word hel toe gestuur. Jy gaan in elk geval hel toe as die vrees jou lewe beheer. Want Openbaring 21 sê, wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Die tweede dood. Baie dien God vir voordele. Die kerk help mense, seën mense. In ons land was daar 'n tyd, as jy in een van die 3 susters kerke behoort nie, gaan jy nêrens kom nie. Voordele. Jy moet aan die kerk behoort, dan kan jy 'n onderwyser word of dit of dat. Dit was algemeen vir jare. As jy aan hierdie 3 kerke behoort nie, kom jy nie hier in nie. Daarom het mense dit gedoen om voordele te kry. Baie dien die Here uit pligsbesef. God is God, ek moet hom dien. Maar hoe moet ek hom dien? Baie doen dit uit kerklike gesag. Die kerk sê ek moet so maak en ek moet so maak. Kerk het niks te sê vir jou nie. Hy moet jou lei, hy moet jou leer. Baie is onkundig omtrent God se gesag. Soos ek nou vanmôre probeer verduidelik hier. Baie is baie onkundig. So die praktiese bewyse of Jesus die gesagfiguur in jou lewe is, of word bewys deur 'n paar dinge. Eerstens, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Daai tweede ou was nie gehoorsaam nie. En wat sê Jesus? Jou slegte diensknegt. Bewyse dat Jesus die gesagfiguur in my lewe is 'n onderwerping aan God in alle opsigte, onderwerping aan God. Dan die praktiese gebruik van sy wapenrusting. Dit staan nie verniet in die Bybel nie. Ek het dit baie vir julle al gesê. Efesiërs het 6 groot geestelike waarhede in 6 hoofstukke wat hy verduidelik. En die klimaks van dit alles is, eindelik my broeders, Efesiërs 6 vers 10. Nou kom ons by die klimaks van alles. Trek die wapenrusting van God aan en gaan doen wat 'n soldaat doen in die koninkryk van Jesus en van die duiwel. Die praktiese, baie mense praat oor die wapenrusting, maar hulle het niks daarmee te doen nie. Net mooi niks nie. Nou ja, wat gebeur met die verwerping van God se gesag?
Dit gebeur in ons tyd ontsettend baie. Die verwerping van God se gesag. Hier is 'n samevatting wat ek die selfkultus noem van ons tyd. Paulus sê in 2 Timoteus 3. Maar weet dit dat in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, bandeloos, wreed, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefdes, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Nou sê hy, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Nou sê ons, met wie praat hy hier? Hy praat met kerkmense. Hulle het 'n gedaante van godsaligheid. Met ander woorde, hulle het 'n skyn godsdienst soos die fariseërs, steeds in die kerk. Steeds 'n valsheid wat ons mee besig is. Maar hulle het die krag daarvan verloon. Die krag kom uit Jesus se gesag en uit die dinge wat ek nou net vir u genoem het, soos die wapenrusting. Goed. 1 Timoteus 4 vers 1 sê ook uitdruklik dat in die laaste dae laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en die leringe van duiwels sal aanhang. Dis nie sataniste wat in die kerk staan en preek nie. Dis goed wat in ongehoorsaamheid aan Jesus Christus gedoen word onder die dekmantel van godsdiens. Die Gees sê uitdruklik dat sommige in die laaste tye van die geloof afvallig sal word. Hulle het geglo, hulle het gesit saam, hulle het gedoen saam, maar nou is hulle afvallig. Daar het iets gekom wat vir hulle beter lyk, meer aantreklik is, ek gaan soontoe. Goed, wat is Satan se grootste vrese? Die duiwel is 'n vreesagtige wese. Vrees beheers, vrees haat en dan goed, vrees beheers sy hele wese en almal wat hom volg, almal, mense ook. Wat is sy grootste vrees as hy na die mens in ons dag kyk en hy kyk na kinders van God? Hy vrees nie jou krag nie. Hy is sterker as ek en jy. Sy vrees is nie jou diens nie. Ek is getrou in die kerk en ek doen dit of dat nie. Sy vrees is nie die preke nie. Sy vrees is nie jou posisie in die kerk nie. Sy vrees is nie jou Bybelkennis nie. Hy vrees hulle wat aan Jesus se weermag dien. Hy vrees soldate van die kruis. Dis al wat hy vrees. As daar 'n kind van God kom met die wapenrusting, dan hardloop die duiwel weg. Dan vrees hy en hy sidder. Dis al wat hy voor bang is in die kerk. Dis die soldate. Hy is nie bang vir kerkgangers nie. Hy is nie bang vir Christene nie. Hy is net bang vir hulle wat die wapenrusting dra. So hy vrees hulle wat onderwerp is aan God se gesag en wil. En dit manifesteer in die werk van die wapenrusting. Dis hulle in wie sy eer die hoogste strewe is, die eer van Jesus. Hy vrees hulle. En wie is hulle? Dis hulle wat alles laat staan het, soos Openbaring 12 sê. Hulle oorwin die duiwel deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood hulle lewe nie lief nie. Dit is hulle vir wie Jesus hulle hoogste strewe is. Die martelare, die getuies, wat hulle lewe sal gee vir sy eer. So ons moet die gesag wat hy ons gee, leer en verstaan en toepas, anders verloor ons dit. Ek het nou hier 'n duplikaat gemaak van die skies. Jakobus 4 sê, meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade, onderwerp julle dan aan God,
weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Dis alles my verandering van my gesindheid en my ingesteldheid teen Jesus wat hier beskrywe word. Onderwerp jou, doen wat hy sê, wees gehoorsaam en die duiwel sal wegvlug as jy aan Jesus onderwerp het. Petrus sê, wees nugter en waaksaam want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Wat sal hier woord teestaan insluit? Ek gaan sê, Satan, gaan weg van my. Satan, ek wil jy nie naby jy nie. Om te staan kan dalk jou lewe kos, kan dalk jou bloed kos. Dit kan dalk alles wees wat jy moet gee om hom te staan, want hy is nie 'n grappie nie. Baie mense maak grappies oor die duiwel. Hy is nie 'n klein vyand nie, hy is die grootste vyand in die heelal. Om hom te staan beteken, my hele wese moet in rad kom en jy moet op Jesus Christus vertrou, onder sy gesag alleen kan jy die duiwel weerstaan en hy sal van jou wegvlug. Hom moet jy te staan, standvastig in die geloof. So, die soldate van die kruis is mense wat die gesag van Jesus Christus ontvang het om op te tree in sy koninkryk in gehoorsaamheid aan sy opdragte en sy sending aan ons, sodat ons eendag mooi so van hom kan hoor, soos die ou wat die 10 pond ontvang het, hy kry toe nog een by, mense kerm daaroor, maar hy sê, geef hom, want die wat het sal nog ontvang, maar van hulle wat weg, wat nie het nie, daai een om die 1 pond, van hom sal nog weggeneem word, sy lewe is van hom weggeneem, sy toekoms is weggeneem, en dis wat met baie mense gebeur, hulle lewe word net eenvoudig weggeneem, omdat hulle niks het om aan te bied in die koninkryk van Christus nie. En ons is nie hier om onsself te plesier nie. Ons is hier om Jesus Christus aan die wêreld te verkondig en uit te dra en te toon. En as jy dit nie doen nie, vat maar 'n doek en sraai pond weg. Gaan haal hom later as jy voor hom staan, wanneer hy vir jou sê, jou slegte diensknegt, uit jou woorde gaan ek jou veroordeel. Maar ek praat nou nie met u nie. Ek praat met die ontroues in die kerk. Die mense wat daar sit, die fariseërs van ons dag, wat maar net saam loop en saam praat. En wat daai opdrag van die Here, dis wat die ponde verteenwoordig, sy opdrag vat, draai hom toe 'n doek, sit hom in die hangkas totdat hy terugkom. Mag die Here gee dat niemand van ons dit sal doen nie. In Jesus se naam. Amen. Wonderkoning, ek sien vanmôre, soos in die ou tyd toe ek in die weermag was, in die lugmag, 'n generaal vol van medaljes en hy het nog krone op die hoof, magtig in die woorde, en so wil ons wees. In daardie tyd het jy geluister na daai man, jy was bang vir hom, want hy kan jou in die tronk laat beland, hy kan jou lewe laat neem. Here, dankie dat jy anders is as die aardse mense, maar dat jy steeds nog die gesag en die autoriteit van die heelal is, en jy wil ons daarby intrek. Elkeen wat gehoorsaam is en gewillig is daartoe, bid ek dat God hulle sal genade gee om ten volle in te werp in die gesag en in die koninkryk van Jesus Christus. Amen.